My gemeente, as ons besondag so met mekaar kom, dan het dit in die vroeë kerk al begin om 'n plek te wees, 'n erediens, 'n plek te wees waar mense 'n bietjie kan reflekteer oor hulle lewe, oor die week wat verby is, 'n geleentheid om net te vra, is ek besig met die regte goed in my lewe? Is die regte goed in plek? En so anders ek moet sê, is my prioriteite, is dit in orde? Is ek besig om in my lewe God se wil te soek? Of is ek besig om so 'n bietjie die pad byste te raak? Nou een van die plekke in die Ou Testament wat ons die mooiste voorbeeld kry van wat die Here van ons vra, is Micha 6 vers 8. Die hele gedeelte wat sê, wil die Here my offers hê, wil die Here dit hê, my brandoffers en my kalwers en al die goed hê. En dan in Micha 6 vers 8, dan antwoord die Here en hy sê, mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Met ander woorde, moet nie maak of jy nie weet nie. En dan sê hy vra van jou, dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, en dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Micha sien ons dat die Here ons hierdie 3 goed gee, vir sy mense, vir sy kinders, die wat hom volg. Reg en geregtigheid, liefde en trou, en bedagsaam lewe voor die Here. Nou, so ek oomblik met die belydenis goed besig met so 'n bietjie oor wat beteken dit om in die gereformeerde kerk en die Wesentlike kerk, wat beteken dit die belydenis aflê. En een van die mooi goed wat ons voorvaders gehad het, is die woord coram deo. Coram deo beteken voor die aangesig van God. En ek het vir hulle gesê, dit beteken dat my hele lewe voor God se aangesig afspeel. En te vra ek vir 'n interessante vraag. Ek vra vir hulle, as ons nou sou kon gaan sit en kyk, en ons sou op 'n manier jou hele lewe as 'n fliek kyk, en jy wys dit vir ons almal, dis nou alles, hoe sal dit jou oor die algemeen laat voel? So nou weer vandag dieselfde vraag, as jou lewe soos 'n fliek kon afspeel, kom ons sê nou maar die kaaltonele is geblur, laat ons daarom nou dit in die wegry, dit gaan nie daaroor nie. Maar as jy hele lewe as 'n rolprent afspeel, vandat jy gebore is tot nou toe, hoe sou dit jou laat voel? En dit is interessant dat ons 2 reaksies. Die een is 'n paar het hulle koppe so vasgehou en dit sê, daar's goed wat ek regtig nie eintlik wil hê ander mense sien nie, dis ook my reaksie. Persoonlike goed waaroor jy spyt gevoel het wat regtig sleg was, wat jy eintlik wil hê niemand moet weet nie. Maar dan is daar ook die gevoel van, dit sal waarskynlik help dat ander mense jou verstaan. Dit sal waarskynlik help dat ander mense verstaan wie jy is. En as dit dan 'n coram deo is, en ek en jy sê, my hele lewe speel voor God se aangesig af, en dis wat dit beteken, met ander woorde, elke ding wat ek doen, agter elke toedeur, en elke ding wat ek beskerm sien, en elke ding wat ek sê vir my geliefdes, en my vyande, alles speel voor God se aangesig af. En ons sou vir mekaar vra, wat sou gebeur, as ons dit besef, dan kan dit, en ek dink by almal van ons 'n bietjie skame bloos gee, of dalk 'n bietjie opkommer is, om te sê, okay, weet die Here daarvan, maar dit kan ook hoop gee om te sê, dis iemand wat regtig verstaan. Want niemand sien ons hele lewe voor hulle af, soos God dit raak sien. So liewe gemeente, ek wil hê ons moet vir 'n oomblik so 'n bietjie stom word om hierdie gedagte. Bedagsaam voor die Here lewe beteken dan letterlik dat ek so lewe in alles wat ek doen en sê, dat ek weet die Here is eintlik by my. Mooi voorbeeld wat ek onthou toe ek op 'n tiener was, het jy dominee eendag gesê, as jy by 'n plek instap, of in 'n gesprek is, vra net vir jouself, sal jy vir Jesus ook iets saam met jou nooi? En as jy nie kan nie, dan hoort jy dalk nie daar nie. So ek wil net vir stilte, as jou rolprent nou voor ons afspeel, as ons nou iemand sou nomineer en sê, sit die ligte af,
en ons sou op 'n manier 'n leeftyd met nuwe tegnologie in 'n uur lank deur ons almal se oë laat spoel. Hoe sou dit jou laat voel as jou lewe vandag hier gespeel word? En miskien as jy daaraan dink, is daar iets wat jy vir die Here wil sê, of dalk vir 'n oomblik net wil dink wat dit sou beteken. Kom ons gee 'n oomblik van stil gebed. Amen. So nou wat die sin, wat ons ook bely in geledingstyd, dat die Here die een is wat ons red, en die een is wat ons vergewe, en dat ons skuldig voor ons staan. Kom ons sing dit so terwyl ons sit. Wanneer ons in ons lewe soos 'n rolprent dink, dan is daar twee goeie punte. Die een is, daar is nog lewe oor. Jou rolprent kan nie vandag gemaak word om te sê in nadenk of herinnering aan Piet of Sally nie, want jy leef nog. En daar kan nog goed verander, jou lewe kan anders eindig as wat dit nou is. Die tweede ding wat ons weet is, wanneer ons opregte berou na die Here toe gaan, die Here sê, Here, U was goed, en ek is jammer en ek het opregte berou, God vergewe. Terwyl mense partykeer versukkel om te vergewe, en dit agter hulle te sit, en te sê, ek sla daarmee, en so bly, sê die Here, wanneer ek opregte berou betoon, vee hy dit uit. Dit word gedelete uit die rolprent uit. Nooit weer aan herinner te word nie. En daarom groet ek julle vanmôre in die genadige Vader, die Here wat, wanneer ons opreg berou het, vir ons werklik vergewe. Groet julle in naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Kom ons staan nou, en sing ons 'n loflied saam.
Ons skriflesing kom vandag uit Prediker. Prediker 9 vers 7 tot 10. So die van die wat die Bybels het kan oopmaak, die 2020 vertaling het ek hier op die bord. Prediker 9 vers 7 tot 10. Voordat ons saam wees, kom ons bid saam. Here, deurgrond ons, deursoek ons hart, deursoek my hart. Here, U die een wat ons geskep het, die een wat elkeen van ons gemaak het, en wat ons lief het, Here. U die een wat my rolprent beter ken as ek self. Wanneer ek, Here, so op 'n dag soos vandag kom, Here, dan het ons elkeen die behoefte dat U vir ons leiding sal gee in die rigting wat ons lewe gaan, in die keuses wat ons maak, in die prioriteite wat ons moet stel, in die vakke wat ons moet kies, of dit op skool is of universiteit, of dit wat ons met ons geld moet doen, die plekke wat ons moet belê, die maniere wat ons moeilike verhoudings moet hanteer, al hierdie dinge, Here, kom ons vanoggend hiermee aan, en Here, ons het nie altyd aan die antwoorde nie. Daarom kom ons, en ons bely dat die beste plek om rigting te kry, wysheid te kry, insig te kry, antwoorde te kry op die moeilike vrae van die lewe, is daar waar U die woord en die gees in ons harte inspreek. En daarom is ons op heilige grond, Here, en ons wil vra dat U vandag elkeen van ons op U manier sal praat. En Here, dat U vir ons weer sal rigting gee, insig gee, wysheid gee. En Here, dalk sal wys op die frontkolle en die donker kolle in ons hart, waar U lig nog nie skyn nie. Dat U ons kom met U helder lig, die verblindende lig ons kom verhelder en kom lig werp op daardie plekke, deur die woord en deur die gees. Amen. Voordat ons saam lees in die gemeente Prediker, is nogal 'n interessante boek in die Bybel. En dit is 'n boek wat 'n mens op verskeie maniere uitdaag. Nou vandag se tema is die opstanding gee sin aan die lewe. Maar die groter vraag wat ek hierdie week op die videoetjie ook gemaak het, is 'n baie diep lewensvraag. En dit is die vraag, wat gee die lewe sin? In my voorbereiding het ek nogal daaraan gedink, dat dit is nie 'n vraag wat almal vra nie. En my ervaring is dat, en dit klink dalk nou vreemd, maar as jy nou verstaan, dat die dood baie keer hierdie vraag in ons wakker maak. En wat ek daarmee bedoel is, meeste mense wat ek ken in my eie lewe, vra die vraag as jy begin besef, ek het dalk nie meer so baie jare oor nie. En my belewenis is baie keer dat mense dan sê, okay, maar wat gaan ek agterlos? En dan begin jy vra, maar wat soek ek hier? Wat het ek nou eintlik bereik? Dan kan dit partykeer sneeubal in 'n vraag oor wat is die sin van die bestaan? Hoekom is ek in elk geval hier gewees? Wat maak ek hier op aarde? Het ek enigstens iets met my lewe uitgerig? Het ek 'n verskil gemaak? En dit kan mens nogal in 'n moeilike situasie skep, bring. Party mense wat praat oor 'n midlewe krisis, midlife crisis, sê dis een van die vrae wat 'n mens deurgaan, en wanneer jou jare korter raak as wat jy leef, en jy weet, ek gaan nou in die pylvlakke kom, waar ek nie meer so lank gaan leef nie, dan is dit nog 'n vraag wat 'n mens vra. Nou is dit al nou jong mense vandag wat sê, so wat? Want ek kan nie dink dat ek daai vraag op laerskool of hoërskool gevra het, wat soek ek hier, wat is die sin van die lewe nie, alhoewel ek het vreemde oomblikke van dit gehad. Maar dit was nie 'n groot vraag nie. Maar ek dink wel, as 'n jonger persoon meer oor die vraag kan nadink, kan dit 'n groot
groot impak op jou lewe maak. Want as 'n tweede ding rondom hierdie vraag, wat ek dink nogal interessant is, ek het die week so 'n bietjie weer gaan kyk by die groot filosofe wat iemand gesê het, en as ek het reg onthou is daar filosoof Jean Paul Sartre, en hy sê, wanneer jy oor die vraag van sin in die lewe praat, dan moet jy besef, die mens is vry. En nou bedoel hy nie soos vry in die Bybelse vry nie. Hy bedoel eintlik, die lewe is soos 'n oop veld. En as jy regtig eerlik met jou is, kan jy eintlik doen wat jy wil. Ja, daar's gevolge vir wat jy doen, maar jy kan doen wat jy wil. En hy sê, hierdie vryheid veroorsaak met 'n ongelooflike angs by ons as mense. En wat bedoel hy daarmee? Ek sien dit, byvoorbeeld, by jong mense wat 'n lewenskeuse moet maak. En moet besluit, wat se vakke ek gaan kies. Dis waarvan hy so 'n bietjie praat. Want jy maak 'n keuse oor die sin in jou lewe, wat jou moet dra vir die res van jou lewe. So kom ons sê, jy kies om 'n ingenieur te word, of om 'n onderwyser te word, en as jy dan dink dat jy eintlik die keuse het om 'n klomp ander goed te doen, jy dan goeie punte, jy wil 'n dokter word, of jy kan wat ook al word, en jy kies een ding, is daardie angs die ding om te sê, die vryheid om klomp goed te kies, ek kies een ding, en dit gaan my lewe by 'n sekere plek uitbring, en dan die vraag, gaan dit sinvol wees? Is dit wat ek moet doen? Baie keer beleef ek het by mense wat wil trou, paartjies wat sê, hoe weet ek? Dis 'n persoon waarmee ek die res van my lewe wil spandeer. Vryheid te kies, angs oor waar dit jou gaan uitbring, die keuse wat jy maak. So liewe gemeente, dis 'n moeilike vraag. Wat gee sin in die lewe? En dan die keuses wat jy gemaak het, gaan dit maak dat jy aan die einde van jou lewe terugkyk oor jou lewe. En dis seker waaroor dit op jou uitgaan, om terug te kyk aan die einde van jou lewe en te sê, as ek terugkyk oor my lewe, wow, dit was sinvol. Dit was die moeite werd. Feit dat ek hier is, ek moes hier wees, ek het 'n verskil gemaak, wat ook al die sin vir die lewe vir jou is, dit is die moeite werd. En dis miskien 'n vraag waarmee almal van ons iewers ter worstel, of iewers ter kan vra, as jy dit nog nie gevra het, of dalk vir jouself moet vra, is dit wat ek doen, wat ek mee besig is my lewe sinvol, is dit belangrik? So, Prediker het ook na hierdie vraag gaan kyk, maar Prediker het in die tradisie gestaan van protesprofete. So om dit net so 'n bietjie te verduidelik, daar was profete, en ek moet sê die gesprek tussen profete en protesprofete vind binne in die Bybel plaas, jy kry dit op verskeie plekke. Daar was profete wat gesê het, luister man, die sin in die lewe is eenvoudig. As jy jou offers bring, en jy bid gereeld, en jy vier die feeste, soos die Here gesê het, en jy kom die 10 gebooie na, dan kan dit met jou net goed gaan. In ander woorde, jou lewe is sinvol, dit gaan met jou goed gaan, die Here gaan jou altyd seën in 'n sin van, die oeste gaan altyd mooi wees, die finansies gaan nooit 'n probleem wees nie, alles gaan reg gaan. So in baie kort en bietjie te eenvoudig gestel eintlik is dit die een siening gewees wat ons in die Bybel kry. Maar dan was daar profete, waarvan veral Job en Prediker die bekendste is. Hierdie mense het die lewe so gekyk en gesê, nee, die lewe is bietjie meer gecompliseerd as dit. Daar is nie 'n is gelyk aan teken van, doen alles wat reg is nie, en dit sal met jou goed gaan nie. Die lewe is te gecompliseerd, en hierdie mense het gesê, partykeer doen jy alles reg. Partykeer is jy eerlik, jy is opreg, jy leef bedagsaam voor die aansig van God, jy soek geregtigheid, jy doen jou bes, en nog steeds tref 'n klomp goed jou wat jy nie verdien nie. Dink maar aan Job. En die uitwas van hierdie, wil ek sê, of die groot probleem wat die protesprofete gehad het, en hierdie ding van, as jy
regte ding doen, gaan dit altyd in alle opsigte goed gaan, is dat as jy dit gesê het en dit gaan sleg, dan was die volgende vraag, maar wat het jy verkeerd gedoen? Kom ek verduidelik dit net, sien dit baie mooi in Job. Job verloor alles, is nie oor wat hy gedoen het nie, weer is 'n ding tussen die duiwel en die Here gewees, as jy Job lees, en dan op 'n stadium as sy vriende in die spel kom, dan sê sy vriende vir hom, Job, maar die feit dat jy alles verloor het, jy het iets verkeerd gedoen. Job, kom ons sit by jou, dink bietjie mooi, gaan sit nou mooi, amper soos wanneer jy iets verloor het en jy moet terugdink waar het jy dit verloor, gaan sit nou bietjie mooi in jou lewe, waar het jy die Here kwaad gemaak dat dit met jou so gaan? En dan sien ons in die boek Job, protesprofesie, dat sê nee, tydkeer, is dit nie jy wat iets verkeerd gedoen het. So Prediker staan in daai tradisie om te sê, die lewe is nie so eenvoudig nie. Dis nie 'n inset, doen net wat goed is, uitset, word altyd gesê, die partykeer loop goed anders. En ons kan dit nie altyd verstaan nie. Hoe Prediker dit uiteindelik nou bewys, amper soos 'n goeie navorser, het hy 'n navorsingsprobleem gehad. Sy probleem was, hoe kry jy sin in die lewe, want hy het nie hierdie ding geglo van, as ek die regte ding doen, dan kan ek die vrugte daarvan altyd pluk nie. Wat doen jy? En hy besluit, hy gaan nou 'n navorsingsstudie doen. Hy gaan ondersoek instel oor wat is dit wat die lewe die moeite werd maak. Wat is dit wat die lewe sin gee? En sin gee bedoelende, ek kyk terug oor my lewe en ek dink nie, ek kon net sowel nie geleef het nie. Dit is nie 'n verskil gemaak het. En hy gaan ondersoek dit. En hy soek dit veral op 3 plekke. Die eerste plek waar hy dit gaan soek, is, ek wil seker maak dat ek die regte plek kies. Die eerste plek waar hy dit gaan soek, hierdie sin van die lewe is by wysheid. Die wysheid in die Bybelse tyd was nie net 'n doktersgraad nie, dit was ook die fyn vermoë om met die wysheid wat God in die natuur en die wêreld gegee te kan leef. So wysheid sal ook beteken, die boer wat so naby die Here leef, dat hy fyn aanvoeling het, wanneer moet hy sojabone en wanneer moet hy mielies plant en wanneer gaan dit 'n droë jaar wees. Dit was wysheid. Wysheid was wanneer jy 'n persoon kry wat voor jou kom met 'n probleem om te weet, wanneer konfronteer jy 'n persoon, wanneer luister jy net, wanneer sê jy vir 'n jammer, dis nie my probleem nie, fyn aanvoeling vir om met mense te werk, fyn aanvoeling vir wat om met jou finansies te doen. So wysheid was nie net kopkennis soos vandag se tyd nie, dit was om in God se skepping naby God te leef en dinge so te doen dat jy wysheid het en insig het in alle dinge, verhoudings, boerdery, finansies, in jou eie lewe, al die goed. So wat het Prediker gedoen? Hy het gesê, goed, ek gaan alles insit om wysheid te ondersoek. Hoe hy dit gedoen het, weet ons nie. Hy het waarskynlik by die wysste mense in sy tyd gaan sit en met hulle gaan praat, en hy het waarskynlik self 'n klomp wysheid weer optel, dalk boeke ook gelees, waarskynlik boeke gelees, en my wyse mense gaan sit, en hy het gesê, as ek al die wysheid en insig in die wêreld het, sal ek dan oor my lewe kan terugkyk en sê, wow, dit was sinvol. En hy maak 'n skokkende bevinding, as hy dit wil ondersoek het. Prediker sê, al die wysheid, al die insig, al die fyn aanvoeling vir die skepping en vir God en vir mense, die einde, al met jou niks, teken niks, jou lewe het nie sin as jy wysheid nastreef. Ander woorde, as jy aan die einde van jou lewe sit met 10 doktersgrade en wonderlike insig oor verhoudings en boerdery en die natuur, en jy kan 'n voël op 'n afstand uitken in die voëlboek en al die ander kennis wat jy opgedoen het en insig. En jy kyk vanuit wysheid terug na jou lewe, sê Prediker, dit is sinvol nie. Jy kon net sowel nie geleef het. Dit is die harde woorde van Prediker, is hy baie reguit is. So reguit dat sommige van die Joodse geleerdes daai tyd nie baie van die boek gehou het nie, en vandag nog nie baie van die boek Prediker hou in die Bybel of in die Ou Testament. Die tweede ding wat Prediker gaan ondersoek het,
Hy het alles in sy vermoë gedoen het om hierdie ding te bestudeer, 'n studie daarvan maak, is 'n rykdom, voorspoed, welvaart, en daaronder val sommer die kunste en argitektuur, dit op alle goed. Ander woorde, dit wat jou mag gee, en wat maak dat jy welvaart het. En hy gaan kyk vir mense wat nie weet wat met al hulle geld te doen, die Elon Musk en die ander ryk Bezos van die wêreld, in daardie tyd het hy gaan ondersoek, en hy gaan kyk na mense wat nie weet wat met hulle geld te maak, die miljoene, mense wat skatryk is, mense wat ek wil sê welvaart het, wat, so my kinders sê, ons brein sal breek. En hy gaan kyk, as jy dit doen, as jy hier matriek of daar waar jy nou 'n keuse maak sê, ek wil ryk wees en jy is aan die einde van jou lewe 'n multimiljonair, en jy kyk oor jou lewe en jy vra vir jouself, yes, het ek dit gemaak? Prediker sê, het jou tyd gemors. Sy bevinding is skokkend. Welvaart, sê hy, help niks, sy gejaag na wind. Die ou ende gee dit nie sin in die lewe nie. Die derde ding wat hy vir albei stil staan, is werk, jou beroep, energie. Hy praat baie van die gesloof onder die son. Hy sê, dit ons werk dan maar hard onder die son, dis nie moeite werd. Hy sê, as jy nou so in jou lewe sê, weet jy wat, ek wil nie ryk wees nie, ek wil dalk nie al die wysheid en insig nie, maar ek wil 'n ambag hê, en ek wil kan hard werk, ek wil kan trots wees op my werk, en ek wil my lewe uitstort in my werk, en aan die einde van my lewe wil ek die CEO wees van die maatskappy, of ek wil die beste onderwyser in die wêreld wees, en op wêreldtoer gaan, of ek wil die beste skrynwerker wees, of noem dit op. Sien, as ek al my energie en so in hierdie ding kanaliseer, en ek eindig uiteindelik dat ek hard werk, en goed is in my werk, en ek tree af op 65 of 70, en ek kyk terug na my lewe, en ek sê vir myself, is dit nie moeite werd? Raai wat sy prediker. Prediker sê, ek het slegte nuus. Sê, ek moes maar gebruik, that's not it. Sy sinvol nie. So, dis nogal eintlik ontstellend, dat prediker 'n groot deel van ons lewe die ondersoek doen, en sy finale bevinding is uiteindelik, al hierdie goed is sinloos. Dit gee nie sin aan die lewe nie. Maak nie dat die lewe nie moeite werd is nie. Dit is 'n gesinlose gejaag na wind, ons ken daai ding, is alles 'n gejaag na wind. Die werke van die mens, die wysheid, al die goed is verganklik, en dit bied geen waarborg nie. Nou is die vraag ook, mens kan al die idee kry, was prediker en ateïs. Die enigstens vir God in al hierdie ondersoeke gevind, of waar speel die Here 'n rol? Dit is interessant, prediker was 'n diepgelowige. Dit is nie dat hy in God geglo het nie. En hy sien veral God in hierdie hele ondersoek van hom, en hierdie studie van hom, sien hy vir God op 3 plekke. Hy sê te midde al hierdie goed wat so sinloos is, moet ons weet, God is die skepper van alles. So al die goed waarmee ons boeke, die plante waarmee ons staan, die wysheid en die insig wat ons soek, hy sê God is die skepper van alles. Hy is die een wat alles besit. Daar's niks buite God wat ons nie kan te doen kry het nie. Hy is die skepper van al die dinge, alle kennis, alles ontspring uit God se hand uit. Hy sê God is almagtig en God beheer die wêreld. Met ander woorde, hierdie hele spel na soeke vir betekenis vind binne God se wil of God se almag plaas. Ons kan nie God ontsnap nie. God is almagtig en hy is oral. En dan, interessante ding, hy sê God is die gans andere wysheid wat die mense kan begryp. So God is die slimste, die wysste, die een op die aarde. En dis nog wel 'n ding met prediker, is dat hy sê, eintlik kan ons nie weet hoe God gaan reageer. Ons kan nie regtig God se week ken nie. En daarom is daar iets daarin dat ek kan nou hier staan met matriek en ek kan sê,
ek gaan my miljoene maak, en dan maak ek my eerste miljoen, en ek belê my geld, en iemand steel my geld, en ek is nergens. So daar is iets van dit ook in Prediker, dat jy sien op God besluit, jy kan nie eintlik besluit, jy maak jou planne, maar God weet beter, en jy sal nooit presies weet wat God se plan is nie. Partykeer word jy verras deur dit wat gebeur. So 'n bietjie saam te vat, voordat ons die teks lees, ekskuus, is 'n lang aanloop. Wysheid, welvaart, genot en arbeid bied vir Prediker geen antwoord op die sin van die lewe nie. Prediker 2 vers 24 tot 25 sê, ek het gesien dat dit, en dis nou al hierdie goed, dit ook uit die hand van die Here kom, want wie kan eet en wie kan geniet sonder hom? Prediker het 'n baie sterk mening, dat al die goed wat ons het, eintlik uit God se hand kom. So dis minder dat ek nou na die aarde kyk en sê, wat kan ek hier uithaal? En dis meer van, wat gee God vir my? Om hierdie aarde mee te werk. Alles is te vergeef, is nie Prediker se algemene lewensbeskouing nie. Dis wel die uitwas, of die gevolg, van iemand wat die sin van die lewe binne die verganklike soek. Ek lees in die week iemand 'n kommentaar wat dit mooi sê, hy sê, Prediker sê, as jy sin in hierdie lewe soek onder 'n toekoepel, hoor, daar's nie 'n God nie. Hierdie lewe is soos 'n lemoen, ek moet uit dit vat wat ek kan, en ek moet kies wat vir my sinvol gaan wees wat ek moet doen. Hy sê, dan gaan jy nooit sin vind nie. Maar, dis die volgende punt waar ek wil kom en wat ons nou gaan lees, hoe lyk die lewe met 'n oop koepel? God wat inspel op die lewe en wat betrokke is. Want dit en Prediker verskil van mekaar. Nou lees ons Prediker 9 vers 7 tot 10. Gaan eet jou brood met vreugde en drink jou wyn met 'n vrolike hart, want God het lank al jou dade goedgekeur. Laat jou klere altyd wit wees. Laat jou kop nie sonder reukolie wees nie. Geniet die lewe. En dan werk ek en jy teen mekaar nie so lankie. Geniet die lewe saam met die vrou wat jy lief het. Al jou sinlose lewensdae, dis 'n tipies Prediker. Al jou sinlose lewensdae wat hy vir jou gegee het onder die son. Al jou sinlose dae. Want dit is jou beloning in die lewe. By jou inspanning weer waarmee jy jou afsloof onder die son. Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met oorgawe. Want daar is geen werk, of verklaring, of kennis, of wysheid in die doderyk waar jy nou op pad is nie. Interessante paar verse. Sien as Prediker uiteindelik kyk na die mens, en hy sy geval is die klaar gedoen het, en hy het klaar sy bevindings gevind, en hy klaar gesien die klomp goed wat sinloos is. Dan is dit amper asof hy op 'n reis was, klomp goed gaan bestudeer het en weer by die huis kom en dan die brood en die wyn uithaal en sê, weet jy wat? Ek is nou hier. En daar is nou nie baie goed wat sin het vir my in my lewe nie, maar ek is hier en ek kan dit net so wel geniet. En ek kan net so wel die gawes en dit wat die Here my gee, kan ek geniet. En daarom sê hy, haal uit die wyn, haal uit die brood. Drink dit met 'n vrolike hart. Wyn en brood was veral gekonnekteer op 'n simbole wat gepaard gegaan het met feesviering, wanneer daar fees gevier word, het hulle gesê, kry die brood, kry die wyn, ons gaan feesvier, ook wit klere. Wit klere is met feesviering gedra teenoor rou klere wat met begrafnisse en troos en weet gedra as jy hartseer ontstel was. Olie op jou, reukolie op jou kop was 'n manier om reg te maak vir 'n feesgety. So, as jy geweet het iemand verjaar of iemand trou of is 'n groot fees op pad, dan was wyn en brood, wit klere, olie op jou hare was die ding. Maar dit is interessant dat Prediker eintlik sê, elke dag,
Geniet dit. Fees elke dag, vier elke dag fees, geniet elke dag wat die Here op jou pad stuur. Geniet die lewe saam met jou vrou, as jy 'n geliefde het, iemand het wat die lewe saam met jou kan hê, kan deel, sê prediker, wonderlik. Een van die goue goedjies wat mense 'n prediker kry, wat ek 'n paar keer by huweliksprediker gebruik het, wat hy sê, wat hy is waar hy sê 2 is beter as 1. So om iemand te hê om hierdie lewe saam met jou af te sloot, is 'n prediker definitief 'n ding. Weet, ons is nie gemaak om elkeen op ons eie in hierdie lewe in te gaan nie. So hy sê, wees lief vir jou vrou, wees lief vir jou man, as jy nou vandag, as jy geliefde het, wees lief vir hulle, al jou sinlose lewensdae onder die son, al jou sinlose dae. En dan praat hy oor werk. En hy sê, gaan werk, is goed vir jou. Iemand skryf vir die gedeelte en sê, arbeid het 'n baie goeie invloed op 'n mens se lewe en op jou gemoed. Hy sê, gaan werk voluit, doen wat die Here jou hande, doen dit wat jy kan doen, wat die Here vir jou gee, gaan leef dit uit. Hy sê, want dit is deel van die lewe, dit is 'n gawe uit God se hand, gaan leef dit uit, gaan doen dit, gaan leef dit uit, gaan werk. Alles wat jou hand voel om te doen dit met oorgawe. So hoor ook iets van, moet nou nie luidrigtig, ek sê net, dit is verdien. Hy sê, as jy iets doen dit ordentlik. Doen dit goed, geniet dit. Dit is 'n gawe uit God se hand. En dan eindig hy dit te sê, want, dit is typies prediker, gaan in elk geval doodgaan, so, geniet dit maar, terwyl jy nog lewe. Gebruik die geleentheid, terwyl jy nog hier is, om asem te haal en te leef. Prediker sê, jy is nou hier. Jy kan dit net so wel geniet. Leef voluit, volgens God se voorskrifte. Ander dele van predikers sien ons baie duidelik predikers sê, moet nie van God vergeet nie, leef volgens sy voorskrifte en geniet die lewe. Om predikers 'n bietjie saam te vat, as mens sou die vraag moet vra, gaan dit oor wat ek uit hierdie lewe kan kry, wat ek kan druk uit hierdie lewe uit, wat ek kan tap uit hierdie lewe uit? Prediker sê, as dit my siening is, dan gaan ek eindig daar in die aftreeoord, die einde van my lewe, en ek gaan terugkyk en sê, al hierdie energie en moeite vir wat? Of gaan dit daaroor, dat dit nie gaan oor wat ek uit die lewe uit kan druk en kan tap nie, maar gaan dit daaroor, dat daar iets in die lewe self is wat sinvol is, dat die lewe self geskenk van God is, en dat ek daarin sin vind. Prediker sê dis, net om te lewe, is al klaar iets om voor dankbaar te wees. En die feit dat die Here vir jou geleentheid gegee het om 'n klomp goed te doen, is 'n voorreg, en jy behoort dit te geniet. Die lewe is 'n gawe uit God se hand, en daarom moet ons elke oomblik geniet. Maar hier is 'n interessante ding. As jy prediker lees, is daar eintlik 2 goed wat enige poging tot sinvolheid in die lewe potjie. Die sonde en die dood. Ons sien dit in hierdie teks ook, die dood. En ek sou wou vra om hierdie punt vir prediker, wat kan ek en jy huis toe vat? Ons sal sê, ja prediker, vat hierdie huis toe. En wat sou ek en jy vandag vir prediker wou sê? Prediker, so meer as 2000 jaar terug was iemand op aarde. God het sy seun gestuur. En hy het gekruisig, en hy het gesterf, en hy het opgestaan. En weet jy wat, prediker, daar nou iets gekom, iets verander. En ek dink jy moet hieroor anders dink. So wat is daar van prediker wat ons kan vat en kan sê yes, en wat is daar wat ons moet sê nee? Na Christus, na God sy seun gestuur het, dink ons anders oor. En ek dink ons 'n paar goed. Een is, ek dink ons moet saam met prediker stem, dat wanneer jy uit en uit daarop uit is om te sê, ek gaan nou hierdie beroep kies, of ek gaan hierdie ding doen, en dit gaan my gelukkig maak, en dit gaan my sin gee, dan loop jy 'n groot risiko, daai vrees van vryheid. Want, dis dalk nie God se plan nie, en iewers kan dit ontspoor, en jou hele energie en alles wat jy ingesit het om daar uit te kom, gaan nie die moeite werd wees nie.
En anders gesê, dit gaan jou nie vreugde gee nie. Eindelik die prediker al die goed getoets en hy teruggekyk en gesê, nie sinvol nie. So wanneer ek wil sê, met 'n oop koepel na die aarde kyk, en ek dink hier is die planeet, hier is die geleentheid, ek gaan net vir myself vreugde vind en ek gaan sin vind, dan gaan jy dit mis. Maar wanneer jy die lewe beskou as 'n gawe van God af, en jy sê vir jouself, ek is nou hier, die Here is besig met my, en daar goed op jou pad kom, en jy sien dit as 'n gawe, jou werk, jou gesin, jou familie, wie ook al jy in verhouding mee is, die naby jou, dan, dit is saam met prediker ook sê, dan is dit, kyk ons anders daarna. Dan doen ons nie die goed wat ons doen om sin te kry nie, God gee vir ons sin en ons is dankbaar vir die gawes wat hy gee. Maar waarom sal verskil? Is dat dit amper is asof prediker sy opgewonde raak, die dood net inbring om te sê, nie te opgewonde raak en jy gaan doodgaan. En ek dink ons is Nuwe Testament gelowiges om sê, nee, ons kan nou regtig ons klere aantrek. Ons kan regtig die wyn en die brood uithaal, en ons kan regtig vreugdevol wees, want selfs die dood se almal is getrek, die sonde het die Here vir ons aan die kruis vergewe. So liewe gemeente, ek sou wonder wat sy prediker gedoen het as hy in die Nuwe Testament geleef het. Ek dink hy sou gesê het, werklik, die een ding wat die lewe die einde gemaak het aan 'n sinvolle lewe is nou weggetrek en daarom kan ons voluit vir die Here lewe. Ek wil afsluit met 'n verhaal wat my altyd help met die goed, om dalk iets van wat prediker hier sê te verduidelik. Lang terug word daar vertel was Indië onder die Britte se regering, en het Indië gekolonialiseer. Groot woord om net te sê, Indië was onder die Britse regering se bewind, en die Britte was lief vir hulle golf. Met die gevolg is toe hulle in Kolkata kon vestig, het hulle 'n golfbaan gebou. Mooi, netjies, golfbaan. Maar daar was een probleem. Kolkata het baie apies gehad. En die Britte het dit nie geweet nie, maar apies hou van golf. Ek weet nie of julle dit geweet het nie. Apies hou van golf. So wat gebeur het, is hulle van die golf afgeslaan het, en die bal het geval, dan was daar apies, dan het hulle gehardloop, bal opgetel, en gegooi. En nou kan jy nou dink, as jy nou 'n golfspeler is, jy het 'n goeie hou, en jy lê op die fairway, jy skop die groen, en hier kom 'n aapie, en hy vat die bal en hy gooi omdat jy gaan dalk 'n paar woorde sê wat jy nie hier gaan sê, nee, dit gaan ontstellend wees. So hulle het besef, hierdie gaan nie werk, en toe het hulle hoë drade gespan, om die apies uit te hou. Nou dink julle hoë drade vir apies keer. Nee, die apies het dit geniet. So, nou het hulle draad geklim en daar op die drade gespeel, en dan is hulle lekker opgewarm, en as die balle afslaan na hardloop hulle, want hulle die bal op, gooi hulle die bal. Dis 'n lekker speletjie gewees. Ja, die mense was kwaad, dis ontstel. Hoe kan jy golf speel as jy die bal mooi slaan en die aapie gooi hom daar agter die bome in 'n wankel? En toe het hulle nog 'n plan gemaak en het 'n klompie piesangs gekoop. En het 'n entjie weg van die golfbaan afgesit en probeer om die apies, wanneer hulle nou 'n toernooi het, wanneer hulle golf speel, weg te lok van die golfbaan af. En dit was chaos. Want toe het al die apies van die omgewing vir die piesangs gekom, en as hulle klaar die piesangs geëet het, vir piesangs is op, dan die hele skool gaan golf speel. En dan was daar nie mannetjie wat nie iewers geland het waar hy nie moes land nie. Blykbaar het hulle toe ook later probeer om die ape te skuif in hokke, dit het ook nie gewerk nie, want daar was te veel, en hulle het weer aangeteel. En toe op 'n dag het die bestuur van die golfbaan mekaar gekom. En hulle het gesê, wat gaan ons doen? En daar was een besluit wat toe uiteindelik geval het. En hulle het gesê, anders as enige golfbaan in die wêreld, jy by Kolkata kom golf speel, is een van die reëls. You play the ball where it lies. Ander woorde, hulle het vrede gemaak met die apies. Ophou beklei, ophou vloek en swets en te kere gaan elke keer sy aap die bal gooi. En hulle het gesê, as jy by
as die Aapie die bal optel, 50-50, hy kan hom nader aan die groen, aan die green gooi, of hy kan hom in die veld gooi, maar dit was deel van die spel. En van daar af kon hulle aangaan, kon hulle weer golf geniet, kon hulle die spel geniet, en het hulle ophou probeer, om die aapies van die veld af te hou. Ek dink is iets van dit wat predikers sê. Geniet die spel, geniet die lewe. Probeer partykeer te veel beheer hê, en ons probeer die goed in 'n rigting druk waar dit nie moet wees nie. Saam met prediker moet ons sê die Here se beheer, hy weet, maar ons is so besig wees om die aapies te jaag, dat ons die eenvoudige lekker goed, die kos, die wyn, die werk, nie meer geniet nie. Liewe gemeente, as ons dit doen, dan is daar nie meer sin in die lewe nie. Amen. Kom ons bid saam. Here ons Vader, dankie vir die woord, dankie vir prediker wat ons eintlik so 'n bietjie ontnigter, maar Here wat ons ook hoop en dankie dat ons binne die verstaan van die Nuwe Testament en dit wat in die kruis en die opstanding kom doen, het regtig met nuwe oë na hierdie lewe kan kyk. Dankie dat ons U kan vertrou met in ons lewe, al verstaan ons dit nie altyd. Here, ons wil bid vir ons land, ons wil bid vir die wêreld, ons wil bid vir die oorlog. Ons weet, Here, dat U die een is wat die vredevors is, wat vrede soek. U het die geweld aangehits, toe U ook hier op aarde tussen ons kom loop het nie. Maar Here, ons mense, lyk my hou van geweld, en ons val aan, en ons maak seer, en ons onskuldige sterf. Ons wil bid vir vrede. Ons wil bid vir die leiers wat daardie oorlog aanvuur, wat ook al hulle redes is. Ons wil bid dat U sal vrede bring, veral vir daardie mense wat daaronder ly. Ons wil bid, Here, vir ons munisipale verkiesing van 4 November, ons wil bid dat ons ligter sal stem en dat ons mooi sal dink, dat ons mense in die posisies wat belangrik is in ons land sal aanstel, Here, op grond van hulle geloof, op grond van hulle diensbaarheid. Ons het mense nodig in ons land, Here, wat verstaan wat dit beteken om te dien en nie jouself net heeltyd te verryk. Ons pleit en ons vra vir U sulke leiers, en ons vra dat U ons oë sal oopmaak om op die regte plekke te kies en te besluit, Here. Ons wil bid vir die kerk. Ons dink ook aan die Vrystaatse Nodesitting wat so oor 'n maand plaasvind. Ons wil bid, Here, dat ook die kerk, met name die NG Kerk in ons provinsie, in ons land, sal help om op die regte pad te bly en met die regte goed besig te wees. En Here, om werklik bakens van hoop te wees in elke dorpie en stad waar daar gemeentes is. Ons bid al hierdie dinge in U naam, Heer. Amen. Kom ons staan vir die uitstuurlied en dan bly ons staan vir die seën. En die amen dan.
brood en dit wat jy vandag gaan drink, en werk hard daar waar jy kan werk, en weet dat die Here beheer is, en weet dat die opstanding maak dat daar altyd hoop is, maak nie saak wat op die lewe, waar die mannetjie land en waar jy gegooi word. Mag die liefde van God en die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by jou wees. Amen.